Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Lekker as 'n voorreg om saam met jou te wees. Hier waar ons besig is om die vuurtjies aan die brand te hou, né? Die altare, die stilte tyd by die Here. Ons skrif vanoggend Jakobus 4 vanaf vers 10 af sê: Val voor die Here neer en wys dat julle van hom afhanklik is, en hy sal julle optel en dan julle aansien gee. Dis die ou vertaling sê, verneder jou voor die kragtige hand van die Here en hy sal jou op die regte tyd weer optel en oplig. So dis net daai, mense, hierdie Jakobus 4 vers 10 versie is die beginsel van die lewe. Hoe laer jy voor God buig, hoe hoër sal hy jou optel voor mense en in omstandighede en dinge. En kom ek sê eerlik, ek dink nie vir my gaan dit oor die optel aan die ander kant nie. Vir my is die belangrikste buig voor die Here. En weer, kan ek praat oor ons kultuur? Ons kultuur is alles behalwe surrender, nee. Ons kultuur is alles behalwe buig voor die Here. Ons kultuur is alles behalwe ek is die minste en hy is alles. Ons hele kultuur gaan oor ek is alles en kyk hoe confident ek en kyk hoe sterk ek en ek kan alles doen en kyk hoe goed is ek. En hy sê nee, arrogante mens, buig voor die Here en bely hoe afhanklik is jy van hom en hy sal jou op die regte tyd, op die regte maniere oplig. Ook kan ek by sê, om jou voor die Here te neerbuig en voor hom neer te val beteken nie passief slegluigheid nie. Is nie, ek het voor die Here gebuig en nou sit ek terug en wag tot hy my optel nie. Nee, om voor die Here te buig, hoor mooi, is om in gehoorsaamheid voor hom te buig. Sê, Here, wat wil U moet ek doen vandag? Ek buig voor U. En hy wil ook hê jy moet meer e-posse stuur as nog ooit. Hy wil meer oproepe uit jou hê as ooit. Hy wil nog meer mooi mense hanteer en mooi met mense praat en hy wil dalk meer uit jou uit hê deurdat jy voor hom buig. Nie minder nie. Ek dink 'n groot probleem in Christendom is baie keer ons dink om voor die Here te buig, om op die Here te wag, om te surrender aan die Here beteken 'n patetiese mens. En dis nie wat dit beteken nie. Beteken 'n gehoorsame mens wat meer doen as ooit van tevore wat die Here van jou vra. Kan ek jou vra vandag? Buig voor die Here en sê ek's afhanklik van die Here. En dan sê Here, en nou, wat stuur U my om te gaan doen? En ek kan jou beloof, hy gaan jou stuur met werk, papi. Hy gaan vir jou stuur met vuur en passie en energie om hierdie lewe 'n beter plek te maak. So kom ons buig voor die Here en hy sal ons optel. Hemelse Vader, baie dankie. Dit is so lekker om voor U te buig. Maar dieselfde asem, buig voor U beteken nie, ek gee nou alles oor en U doen nou alles en nou sit ek terug en ek kyk heeldag TV en die geld rol net in nie. Nee, buig voor U beteken, Here, wat sê U moet ek nou gaan doen? En U challenge ons tot meer gehoorsaamheid. U challenge ons tot meer dryf, meer energie, meer passie. U dryf ons tot meer liefde vir ons naaste. Here, help ons as ons voor U buig om te besef, dis gehoorsaamheid. Dis hoe ons moet gaan leef, dis wat ons moet gaan doen. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.